wat spreek ons oor ons vrouens? Ek het al saam met 'n ander man in 'n bakkie gery en dan praat hy met sy vrou op die foon en wanneer sy vrou die foon neersit, toe sê hy, "Joh, sy's dom." Ons maak hierdie opmerkings oor vrouens in ons lewens. En ek wonder of ons besef wat ons besig is om te spreek. Besef ons dat ons woorde het krag. En so ek wil vir elke man hier vandag vra, wat is jy besig om oor jou vrou, oor jou dogter, oor die vrouens in jou samelewing, oor jou ma, wat is jy besig om oor hulle te sê? Moedersdag is 'n moeilike boodskap om altyd te preek, want dis elke jaar dieselfde en wat sê mens vars oor dit. Maar ek deel volgens met Colin wat ek op my hart het vir vandag en ek is eintlik so opgewonde oor hierdie boodskap. Toe ons sit en beplan hoe dit werk is, ons gaan bid en ons vra Here gee ons wysheid oor die kwartaal vorentoe en dan sit ons die datums uit en ons sien Vadersdag en ons sien Moedersdag en ons sê okay, ek gaan bid, ek sê Here gee my 'n woord en ek hoor die vreemdste woord. En dis die woord stikkie, plakkerig, klouerig, stikkie. En vir Moedersdag, en ek beleef hierdie woord in my gees, en ek dink, Here, dis 'n vreemde woord. Hoekom sal ek aan hierdie woord dink oor Moedersdag, stikkie? En ek sien hierdie prentjie eendag van my vrou daar by die huis, en dis chaos. So julle weet ons, jy weet, dis net netjies as mense kom kuier, die res van die tyd lyk dit actually of mense daar bly. En ons huis is chaos daai dag, en ek sien hoe Gideon besig is om slijm, en dit is net oumas wat slijm koop, want mamas koop nie slijm nie, is ek reg? En so, daar was slijm op een van ons banke gewees, en Jeannie is besig om die slijm te probeer afval, en intussen kom John maak, en hy is besig om 'n vlieng te eet, en die vlieng druk in sy ma se hare en sy hande, en sy moet saam eet, want hy deel nou, jy weet, en is goed, want jy wil hê jou kinders moet deel, en is hierdie chaos, en ek sien my vrou, ek wil nie aan haar vat nie, want sy is 'n bietjie stikkie. Ek is lief vir jou, my vrou. My was 'n bietjie grous gewees. En is stikkie. En dan kom ons in die kombuis, en hulle is besig om kos te maak, en dan is hulle nie net stikkie van die kos maak, jy is stikkie, want is warm, en jy bly in Klerksdorp. En is sweterig, en is stikkie. En ek kyk na my vrou, en ek dink aan hierdie woord, en ek sien hoe die Here vir my wys. Dat 'n vrou wat die Here dien, nie net 'n mamma nie, hoor mooi wat ek volgens sê, 'n vrou wat die Here dien, is 'n stikkie vrou. En ek praat nie van die tekstuur van haar vel wat op haar hande of in haar hare is nie. Ek praat van 'n vrou wat goed by mekaar hou. En daarom beleef ek vandag is die woord stikkie die regte woord. En nou wil ek julle vertel hoe ek dit nou verder gevat is. Ek gaan kyk toe nou, is die woord stikkie ooit in die Bybel? Nee, hy is nie. So ek dink net klaar al buite sit, hy is nie in die Bybel nie, maar die beste beskrywing vir stikkie wat ons in die Bybel het, vind ons in die begin van die Bybel in Genesis. En dit sien ons in Genesis 2 vers 24. En as hierdie gedeelte gaan nou vir julle verduidelik. Dit sê daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aanklee sodat hulle een vlees kan word. Nou daai woord aanklee is die Griekse woord dabak. D-A-B-A-K. Dabak, nie tabak nie, dabak. Okay? Dabak. En dabak beteken stikkie, dit hou goed by mekaar. Dit is die eerste keer dat ons hierdie woord in die Bybel sien. Is dat daar word goeders by mekaar gehou, en inteendeel, die beskrywing is so mooi, dit beteken, dis onmoontlik om van te skei, is onmoontlik om uit mekaar uit te haal. En ek dink aan hierdie woord dabak, en ek dink aan my vrou, en ek dink aan my eie ma, en ja, selfs aan my skoonma, en ek dink aan die vrouens in my lewe, en ek dink aan die vrouens op ons span. Ek dink aan Rosel, wat by ons kinderkerk besig is om die kinders nader aan Jesus te bring. Sy is besig om daar te bak, sy hou die kinderkerk by mekaar. Ek dink aan Hester, wat by ons seniors, by hulle stil staan en besig is om daai bediening te bak. Ek dink aan soveel van julle, en ek sien hoe die vrou in hierdie huwelike besig is om gesinne by mekaar te hou, en ek besef hierdie is die perfekte woord om 'n vrou te beskryf wat na aan die Here leef. 'n Vrou wat tabak.
Sy hou goed by mekaar dat dit so is dat dit eintlik onmoontlik is om van mekaar te skei. Want kan enigiemand amen sê op die volgende stelling, goddelike vrouens hou ons by mekaar, is dit so? Dit was 'n goeie tyd om amen te sê, ek het nou brownie punte gekry het, manne. Gaan weer sê, 'n goddelike vrou hou ons aan mekaar. Kyk, ek kyk na my eie vrou. En dis net maar my voorbeeld. Jeannie is die vrou wat die naaste aan my leef. En dan het ons 'n klomp testosteroon in die huis. Met al hierdie manne, en ek kyk na my vrou. En ek sien in die weke wat dit chaos is hier by die kerk, en ons is klomp aande by die kerk, en ons kinders het huiswerk, en is rugby, en is hierdie, en is daai, en is toesprake wat op minuut 0 gedoen moet word, want Gideon het vergeet om sy ma te sê, hy moet 'n toespraak doen. Julle ken daai ouers, julle weet waarvan ek praat. En dan moet ons iewers almal nog eet iewerste. En ons moet nog oefen en gesond wees, en ons het honde, en hulle moet kos en water kry. Ek is nie by die huis nie, en dan kom ek by die huis, en dan sien ek dat my vrou het hierdie goed by mekaar gehou. En daarom vandag wil ek praat oor mamas wat stikkie is. Maar saam met dit wil ek 'n oomblik vat en erken dat hierdie is 'n moeilike dag vir 'n klomp vrouens. Selfs dalk vir 'n klomp mans. Dalk as jy hoor ma is die konnotasie wat jy maak nie die van 'n tabak nie, maar eerder die van skeiding en die van verwoesting, en dat wanneer jy aan Moedersdag dink, dan die prentjie wat jy van jou ma het, is nie 'n gesonde prentjie nie. En sy was nie 'n vrou wat noodwendig hierdie gewys het, inteendeel jy het klomp pyn as gevolg daarvan. Ek vra vandag, en dis my gebed vanmôre, deel ek dit met ons span ook, as ek vra dat die Here Jesus Christus ons sal help, dat ons vandag sal vrygemaak word van daai pyn wat ons terughou. En dat jy vandag sal beleef hoe Jesus kom en jou verlos van daai pyn, maar dat jy ook, het dalk klink hierdie oomblik vir jou onmoontlik, maar dis die krag wat ek glo die Heilige Gees kan doen, is dat God jou sal kan help om selfs daai vrou in jou lewe wat jou so seer gemaak het, en dalk is dit jou ma, dalk is dit jou skoonma, dat jy sal kan vergewe vandag. En ek het dit gesê, maar dit is onmoontlik om sonder die Heilige Gees te kan doen, so ek vertrou saam met dit, dat as dit die rede is hoekom jy vandag hierdie vir jou 'n moeilike dag is, dat jy sal beleef hoe Jesus jou kom genees. Maar dan is Moedersdag vir 'n ander rede moeilik. En dit is vir soveel ma's wat wil ma's, of soveel vrouens wat wil ma's wees, maar hulle sukkel om swanger te word. En ek sê in hierdie week vir my vrou die volgende, ek dink nie iemand wat al in daai posisie is, verstaan hoe dit voel om in daai posisie te wees nie. Waar jy hierdie groot smag het na 'n babietjie, en jy weet God het jou liggaam so mekaar geskep dat jy kan geboorte gee, maar jy word nie swanger nie. Ek dink nie iemand wat in daai posisie al was, verstaan dit nie. En so ek wil die volgende stelling maak. As jy nog nooit in daai posisie was nie, wees baie versigtig om opinies te lig, want dit maak seer. Dit maak seer, en dis hoekom 'n dag soos hierdie is moeilik, want hier sit vandag vrouens, en ek ken hulle stories, en ek het al met hulle gepraat, wat babietjies wil hê, en hulle sukkel, en hulle kan nie. En vandag is ekstra moeilik, en as jy van so iemand weet, en hulle sit dalk hier, of jy weet van iemand in jou familie, vandag is die beste dag om hulle 'n lykie te gee, dis sê hoor, ek dink net vandag aan jou, en dan bid jy saam met hulle, en vra dat die Here ook hulle hartsbegeertes vir hulle sal gee, want ek weet, en elke mamma vandag hier kan getuig, dat die dag toe daai klein lyfie in jou lewe ingekom het jou hele lewe verander. En Jeannie sê dit so mooi, en dan sy sê dit het vir haar gevoel, sy het nie verstaan hoe daar plek sal wees vir nog iemand nie, maar dit het gevoel of hierdie kinders ons dit by mekaar gebring het. En so vandag besef ek dis 'n moeilike dag vir baie mense, maar ek vra dat jy die Here sal toelaat om hierdie dag iets moois in jou te kan doen. En mag jy vandag aan hom dabak, aan hom aanklou, en mag jy beleef hoe hy jou vandag gesond maak. Dit gesê, wil ek hierdie boodskap opdeel in 2 gedeeltes. Ek wil vir 'n oomblik met al die mans hier praat, en dan wil ek afsluit deur met al ons moeders te praat. En moeders sluit in geestelike ma's, al het jy nog nie jou eie kinders nie, al die vrouens hier, so jy speel 'n moederlike rol in groot gedeeltes. So kom ons praat vir 'n oomblik met ons mans. Daar is 'n vrou met die naam Diana Nyad. En Diana Nyad was, toe sy 9 jaar oud was, staan sy saam met haar ma op 'n strand in Amerika by Fort Lauderdale, en sy vra vir haar ma, en hierdie plek is in Florida, en daar waar Disneyland is, daai gedeelte, en sy vra vir haar ma, mamma, waar is Cuba? Where is Cuba?
En haar ma sê vir haar, nee, dis daar aan die ander kant ver. Sy sê, mamma, maar verduidelik vir my hoe ver dit is. En haar ma tel haar op hier op hierdie kuslyn en sy sê vir hom, my kind, sien jy daar waar die horison is? En hulle kyk so uit oor die see. En sy sê, sien jy daar waar die kus is? Net aan die ander kant die horison, daar is Cuba. En daai dag, 9 jaar oud, sê daai meisie, ek gaan eendag soontoe swem. Nou, om jou perspektief te gee van hoe ver dit is, daar waar hulle gestaan het tot by die eiland van Cuba, is dit 177 kilometer. En in hierdie 177 kilometer is daar haie, white nose sharks, wit neushaie, wat verskriklik aggressief is. Dit is baie koue water, dit is nie ideaal nie, en dit is gevaarlik om daar te swem, en hierdie meisie besluit, sy gaan dit doen. En in 1978 gaan Diana vir die heel eerste keer, en sy probeer soontoe swem, op die ouderdom van 29. En sy kry dit nie reg nie, sy val, sy misluk. En sy los daai droom vir 3 dekades. En 3 dekades later in 2011 probeer sy weer. En weer kry sy dit nie reg om hierdie 177 kilometer te swem nie. Maar in September, die 2 September 2013, besluit sy gaan dit 'n laaste keer probeer, op die jong ouderdom van 64, ek weet nie wat jy as jy 64 is nie, maar op die jong ouderdom van 64, gaan sy, en toe hulle haar vra, hoor hierso, gaan jy dit regkry? En sy sê, haar famous motto is, find a way, maak 'n plan. Kyk, en hierdie vrou gaan swem, en vir 53 ure, swem hierdie vrou 177 kilometer, en sy is die eerste persoon wat dit kon regkry om daai gedeelte deur te swem op daai spesifieke gedeelte van die oseaan. En sy sê sy het 3 boodskappe. Toe sy klaar is, sy sukkel om te praat, en sy sê die volgende, die eerste ding wat ek julle wil leer is, moet nooit opgee nie. Die tweede ding is, jy's nooit te oud om jou drome na te jaag nie. En die derde ding wat sy sê is, hierdie lyk dalk of dit ek is wat geswem het, maar ek wil vir julle sê, hierdie was 'n spanpoging, en ons het mense om ons nodig. Sien, hierdie vrou het 'n span om haar gehad, en sy het net een reël, hierdie span het net een reël gehad, hulle mag nie vir haar sê hoe ver sy nog om te gaan nie. Terwyl sy swem, mag sy nie niemand van hulle mag haar 'n idee gee van jy het nog 80 km oor. So hulle het vir mekaar gesê hulle moet haar motiveer, maar hulle mag nie dit doen nie. En so sy het hierdie span wat haar gehelp het om reg te eet en te oefen om aan die ander kant uit te kom. En so dis al 3 lewenslesse. En een navorser gaan hulle vra vir haar, hoor hierso, waar het hierdie droom vandaan gekom dat jy hierdie gedeelte moes swem? Jy weet jou ma het jou vasgedruk en vir jou gewys op die horison. En jy het nou al hierdie 4 keer probeer, en ek ben op die ouderdom van 64 om hierdie te doen, is net belaglik. Hoe het jy op hierdie punt gekom dat jy geglo het of hoekom het jy hierdie gedoen? Wat het jou gedryf? En sy vertel 'n storie. En ek wil dit vir julle lees soos wat sy dit geskryf het in haar autobiografie. Haar pa se naam, haar pa was 'n Griekse Egiptiese man gewees. So sy ma was 'n Griek en sy pa was 'n Egiptenaar. Wat 'n kombo, né? En sy naam is Aristotle Naiad. Kyk, en Aristotle het toe sy 5 jaar oud was, het hy haar 5 jaar oud. Kyk, en as sy klein dogtertjie, en hy roep haar in sy studeerkamer in. En ek lees dit vir julle soos wat sy dit sê. Dis in 'n baie gebroke Engels. Sy sê, haar pa sê die volgende: I have been waiting so very long for this day, said Aristotle in his thick Greek accent. Now you are 5. Today is the day you are ready to understand the most significant thing I will ever tell you, darling. Let me tell you something, darling. Tomorrow you will go to your little preschool and you will ask your little friends, is his name in the dictionary? And they will tell you no. You are the only one, darling. You are the special one. And then Aristotle pulled back the curtain, revealing the meaning of her name. Your name, Naiad, comes from the Greek mythology, the nymphs that swam in the lakes, oceans, rivers, and fountains to protect the waters from the gods. Listen to me, darling, because now is coming the most important part. Next,
Next he says, a girl or woman champion, darling, this is your destiny. Hierdie pa, kyk na sy dogtertjie, op 5 jaar oud, en hy bevestig identiteit. Hy bevestig roeping. Manne, wat spreek ons oor ons vrouens? Ek het al saam met 'n ander man in 'n bakkie gery en dan praat hy met sy vrou op die foon en wanneer sy vrou die foon neersit dan sê hy, "Joh, sy's dom." Ek het al gehoor hoe mans praat net oor vrouens wat nie kan bestuur nie. En soms is daar waarheid aan dit, maar dis net 'n grappie julle. Dis net 'n grappie. Ons maak hierdie opmerkings oor vrouens in ons lewens. En ek wonder of ons besef wat ons besig is om te spreek. Besef ons dat ons woorde het krag. En so ek wil vir elke man hier vandag vra, wat is jy besig om oor jou vrou, oor jou dogter, oor die vrouens in jou samelewing, oor jou ma, wat is jy besig om oor hulle te sê? Word ons soos die norm van hierdie wêreld wat praat oor vrouens wat minder is? Ek weet nie of julle hier weet nie, maar Jesus was die eerste persoon wat vroue disippels gehad het. Jesus het waarde kom sit aan vrouens, en as ons nou wil praat oor ons jaartema loop in die voetspore van Jesus, Jesus het vrouens genooi om sy disippels te wees. Wat is ons besig om te sê oor ons vrouens? En het ons dalk nodig om verskoning te gaan vra, dat ons hulle afgebreek het met ons woorde, en hulle nie opgebou het nie, want hier is die realiteit. 'n Vrou is nie fisies so sterk soos mans nie, wel die meeste vrouens is nie so sterk soos die meeste mans nie. God het die man 'n sekere manier gemaak en 'n vrou 'n sekere manier gemaak. En dit is vir my hartseer dat ons leef in 'n samelewing waar vrouens probeer mans wees en mans probeer vrouens wees, en dit is net chaos want niemand ken hulle identiteit nie. Maar wat kan gebeur as die kerk van Jesus Christus opstaan en ons bevestig weer identiteit in vrouens? Kan ek vir julle sê, ek het nou al 2 keer gesien hoe gee 'n vrou geboorte. Ek kan nie dit doen nie. En ek kyk na my vrou en ek sien hoe sy tabak, sy bring ons gesin by mekaar. En ek sê vir die Here, dankie vir my vrou. En in plek so van hom af te breek, wil ek haar opbou met my woorde. Wat dink jy? Wat sê jy? En so ek wil jou regtig vra, mag ons vandag hierdie vrouens wat in ons lewens is en ons gesinne by mekaar probeer hou, in plek so van hom af te breek, mag ons hulle opbou met ons woorde. Maar dit bring my by die oomblik wat ek vanoggend met al ons vrouens hier wil gesels. Ons het die ongelooflike storie in Rut, in die boek Rut. En hierdie notas wat ek nou met jou, wat ek nou vir jou gaan lees, is op ons YouVersion Bible app. Jy kan dit saam met ons lees. So ek wil net gou so 'n bietjie agtergrond gee. Ek gaan in Rut 1 wees. En in Rut ontmoet ons hierdie 3 vrouens. Die ma is Naomi. Naomi is 'n vrou en sy het 'n man en 2 seuns en hierdie 2 seuns, hulle verhuis toe na 'n ander land toe, en toe hulle in hierdie ander land aankom, toe trou hierdie 2 manne met 2 dogters van hierdie ander land. En in Moab, en hulle trou toe met hierdie dogters, maar 'n baie slegte ding gebeur is die man van Naomi gaan dood, en die 2 seuns gaan dood, en al wat oorbly is die 2 dogters. Die ene se naam is Rut en die ander ene se naam is Orpa. En Orpa en Rut, jy het nodig om te verstaan dat in daai kultuur en daai tyd, 'n vrou kon nie eintlik vir haarself voorsien nie. 'n Vrou het 'n man nodig gehad om vir haar te voorsien. Die meeste vrouens het nie gewerk nie, en as jy gewerk het, was dit heel moontlik prostitusie geweest. En so hier is hierdie 3 vrouens en hulle inkomste is weggeneem, en Naomi huil verskriklik baie. En wat hierdie vrou doen is sy sien hierdie 2 jong meisies, jong vrouens, en sy besef hulle kan weer mans kry wat vir hulle kan voorsien, en sy sê vir hulle basies, Orpa, Rut, ek release julle van julle, want in die Joodse kultuur werk dit so, as jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die ma van jou man. As jou man doodgaan, jy is verantwoordelik om na die ma te kyk. Maar wat gebeur is, Naomi kom en sy sê, nee, ek maak julle los, julle het nie meer verdere verantwoordelikheid vir my nie. En ons 2 reaksies wat hier gebeur, en ek wil dit graag vir julle lees, in Rut 1 vers 14. Die skoondogters het weer begin huil. Orpa het van haar ma afskeid geneem, maar Rut wou nie gaan nie.
As jy hierdie gedeelte in Rit 1 vers 14 lees, en van die ander vertalings sal jy sien dat dit sê, maar Rit het ons skoonma vasgeklou. Die woord wat daar gebruik word in die oorspronklike Hebreëus is die woord dabak. Hierdie vrou gaan deur, sy het haar seuns verloor, sy het haar man verloor, sy weet nie hoe die toekoms vir haar lyk nie, inteendeel later sê sy, my naam het verander van Naomi na bitter, noem my nou maar van nou af Mara, want ek is bitter. Ek kan dink dat iemand wat kinders verloor het, en jou man verloor het, is bitter. Maar God kom en ek is altyd so dankbaar dat in die woord leer ons dat God verander die bitter in soet. En hy kom hierso by Naomi en hy gee vir hierdie twee skoondogters en die een dogter aanvaar hierdie van, hoor hierso, dankie, dit was lekker, maar ek gaan nou aangaan met my lewe. Ons lees nie meer verder van Orpa nie, ons weet nie wat verder in Orpa se lewe gebeur het nie, maar daar gaan Orpa. Ek wil nie vandag oor Orpa praat nie, ek wil vandag met jou praat oor Rut. Rut is 'n godsvrou gewees. En die manier hoe hierdie vrou haar lewe leef, is sy kyk na 'n ander vrou, wat alles verloor het, en in plaas van hom te sê, dankie dat jy my vrylaat, ek gaan 'n ander pad stap, sê sy, ek gaan dabak, ek gaan myself aan jou vasklou. Ek gaan jou nie oorlaat nie. En hierso sien ons hierdie verhouding tussen Rut en Naomi. En vanoggend wil ek vir julle sê, vrouens, jy het 'n verantwoordelikheid om te dabak, om te klou, om stikkie te wees. Jy sien, ons het dikwels in ons lewens een van twee keuses, is wanneer die moeilike tye kom en iemand sê, ag, los dit, jy weet, ek sal dit op my eie deurgaan, dan kan ons wegloop soos wat Orpa het, of jy kan optree soos Rut. Jy kan optree soos Rut in die opsig dat, al gaan dit moeilik, ek sal by jou bly. Ek glo dit is iets wat God binne in elke vrou gesit het, wat party vrouens van hom wegskram, maar God gee jou hierdie opdrag, is jy het nodig om te debak, jy het nodig om by mekaar te klou, om by mekaar te bring, om seker te maak, jy hou jou kinders by mekaar. Dit is my so mooi as ek met Hester praat, en sy praat oor hoe sy bid vir haar kleinkinders. Dis 'n ouma wat in gebed besig is om te debak vir haar kleinkinders. Hierdie is die woord van die Here wat ek vandag beleef vir elke vrou hier, is moenie 'n Orpa wees dat wanneer dit moeilik gaan, dan sê jy dankie, ek gaan nie, maar dat jy soos 'n Rut sal wees, wat sal sê ek bly, en ek gaan aanhou bid, en ek gaan aanhou goed by mekaar hou. En as dit rof gaan in jou huis, dan gaan jy in gebed en sê, Here, ek het nie die krag om hierdie mee by mekaar te hou nie. Here, bring hierdie by mekaar. Want moenie die gom wat alles by mekaar hou, uit jouself uit probeer produseer nie. Want soos wat jy die storie van Rut en Naomi lees, dan sien jy hoe hulle naby aan God gebly het, en God het vir hulle die krag gegee om dit te doen wat hulle moes gedoen het. En so ek wil jou vandag vra, elke vrou wat na my stem luister, jou kinders het jou nodig, jou kleinkinders het jou nodig, jou man het jou nodig, jou familie het jou nodig, jou werksplek het jou nodig, om te dabak, om te sê ek, deur tyd saam met God te spandeer, het die vermoë om goed by mekaar te hou, selfs wanneer dit moeilik gaan, selfs wanneer dit voel of alles uit mekaar het gaan. Ek skryf die volgende, Orpa na baie trane kies die pad van logika. Sy soen haar skoonma vaarwel en daar gaan sy. Sy het weggeloop soos die meeste mense sou doen. Toe die emosionele koste van vasklou te hoog geword het, het sy gegaan. Maar dan lees ons hierdie transformerende woorde. Maar Rut het haar aangeklou. Rut voel nie daarvoor om vas te klou nie. Sy het elke rede om te gaan. Sy is jong, sy is 'n vreemdeling, sy kan weer 'n man kry, sy het geen sekuriteit in Israel nie. Hulle het teruggegaan van Moab na Israel toe, maar Rut se besluit is nie 'n emosionele oomblik nie. Dit is 'n diep bewuste wilsdaad. Sy maak 'n verbond wat haar omstandighede oorheers. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by die feit dat ek weet hier's baie vrouens, jou omstandighede is dalk soos dit van Rut. Jy het nie gevra vir hierdie omstandighede nie. En dit is so maklik om net terug te sit en net toe te laat dat alles ontrafel. Maar wat ek die Here voor vandag vra, is mag die Here kom en vir jou kom en jou aan mekaar weef. En vir elke gebroke vrou vandag hier besef ek dat mense jou dalk uit mekaar het geskeer. Hulle het jou verniel. Dalk was dit vriendinne, dalk was dit 'n man, dalk was dit jou pa, dalk was dit jou ma.
Of dalk selfs was die van julle, jou kinders, het jou uitmekaar uitgeskeer. Ek wil vandag vir jou sê, dat ek ken die God, wat die stikkende weer gesond maak. Wat daar waar jy voel, hoe moet ek ander aan mekaar hou? Ek sukkel om myself aan mekaar te hou. Ek sukkel om vanoggend op te staan en make-up aan te sit en net kerk toe te kom en te smaal vir mense. Ek sukkel om uit mekaar uit te val. Ek vat jou na Psalm 139 vers 13. Hierdie is die God wat ons aanbid. Hierdie is die God wat Colin net oor gepraat het, wat die heelal pas in die palm van sy hand. Daai God sê in Psalm 139 vers 13, U het self my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Daai woord gevorm, is die woord dabak. Hy het my aan mekaar gesit. Dat ek nie, hoor gemooi, dit kan nie uit mekaar uitgehaal word nie. En soos jy vandag stikkend is en moeg is en nie meer weet wat se kant toe nie. Dalk sukkel jy om swanger te word, of dalk het jy al 'n babietjie verloor. Dalk is dit dat jou ma jou seer gemaak het, of dalk is dit die ander rede dat jy mis jou ma en sy is oorlede en sy is nie meer vandag hier nie. Wat ook al dit vandag is, my gebed vir jou as vrou, is dat die Here se vandag sal kom, soos Psalm 139, en dat hy jou weer aan mekaar sal weef, van daai gebrokenheid sal kom en herstel. En dit bring my dan my laaste gedeelte vir vanoggend. Is dat 'n vrou kan debak, sy kan kleef, sy kan goeders bymekaar trek, want sy is gemaak in die beeld van God. En daardie God nooi ons uit, om ons aan hom vandag te debak, om ons aan hom vas te bind. En so, vir 'n oomblik wil ek vergeet dat dit Moedersdag is, en vir elkeen van julle vra, waar jy in jou lewe vandag is. Ek lees vir jou wat sê Paulus vir die gemeente in Kolossense. Hy sê vir hulle, Kolossense 1 vers 17, hy was daar voor alles, en in hom word alles saamgebind. Daai woord saamgebind is die Griekse ekwivalent van wat ons in die Ou Testament lees vir debak. Dit praat oor om so na aan mekaar, God bind alles na hom toe, dis God is stikkie. Ek weet nie wat jy dalk vandag deurgaan nie. Maar weet jy wat's mooi wat hierdie gedeelte sê? En in hom word alles saamgebind. Wat ook al jy vandag deurgaan, dalk is dit finansiële moeilikheid, dalk is dit 'n verhouding wat in die moeilikheid is. Dalk sukkel jy met depressie, dalk gaan jy deur moeilike tye in jou eie lewe. Wat ook al dit is, Kolossense 1 vers 17 sê, dat in Christus word daai goed saamgebind. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie hê my lewe moet ontrafel nie. Ek wil hê die skepper van die heelal moet kom en my bymekaar bind. Dit wat vandag vir my voel, dit ontrafel, ek wil hê hy moet dit bymekaar bind. So ek vir jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. Here, ek kom in hierdie oomblik na U toe en ek sê vir U dankie vir elke vrou. Dankie vir elke een wat hier optree as 'n vrou, as 'n moeder, 'n geestelike moeder, oumas. Here, mag dit wat uit ons monde uitkom, hulle opbou en hulle nie afbreek nie. Mag ons hulle altyd beter los as wat ons hulle gekry het. Mag ons soos Aristotel wees, wat purpose wakker maak in die vrouens in ons lewens. En nie hulle as minder sien nie, maar sien vir dit hoe U hulle gemaak het. Here, so kom bid ek vir elke vrou vandag hier, Here. U weet wat U hulle voorgeroep het om aan mekaar te bind. Here, en daar waar Aristotel vir sy dogter 'n droom gegee het om te swem, beleef ek, Here, hoe U vandag roeping kom plaas op vrouens, om te sê, my dogter, ek het jou daar geplaas om goed by mekaar te bring. Here, mag vrouens in daai roeping vermoere in beweeg, dat hulle sal debak soos wat Rut het, Here. En Here, laastens kom bid ek vir elke man en vrou wat vandag hier na my stem luister, wat voel of goed ontrafel, Here, dankie dat Kolossense 1 ons leer, Here, dat in U bind U alles saam. En mag ons hierdie prentjie sien, Here, dat as ons naby aan U bly en ons is gehoorsaam aan U, die effek daarvan, Here, is dit wat besig is om weg te breek en af te breek en dit mekaar uit te val, Here, bring U by mekaar en U voeg dit by mekaar. Mag U vanoggend dit doen. In Jesus se wonderlike naam bid ek dit. Amen. Ek los jou met 'n laaste gedagte vir al ons mammas vandag hier. Rut, as gevolg van haar gehoorsaamheid, het toe 'n man gekry. Sy naam is Boas. En weet julle wie kom uit die nastammeling van Boas uit? So Rut en Boas het 'n babatjies gekry.
En uit hulle het Dawid gekom. En uit Dawid se nageslag het Jesus Christus gekom. As ek en jy mamas as julle stiekie is, die effek daarvan is God werk. So mamas gaan wees stiekie.